Hartlike goeienaand, liewe vriende. Baie welkom by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir elkeen van ons tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bekragtig. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit 1 Samuel hoofstuk 3. Ons gaan lees vers 1 tot en met vers 10. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van die Here was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy het geantwoord, ek het u nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het u nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep, en vir die derde maal, en hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. Ons lees net tot sover vandag uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons leef in 'n tyd waarin ons daagliks deur stemme oorweldig word. Van die oomblik dat ons wakker word in die oggend, totdat ons saans gaan slaap, is daar mense wat probeer bepaal hoe ons moet dink, wat ons moet glo, en hoe ons moet lewe. Die nuus vertel vir ons wat belangrik is. Sosiale media probeer ons aandag vasvang. Mense rondom ons gee raad, spreek hulle menings uit, en probeer ons van hulle standpunte oortuig. Selfs ons eie harte praat voortdurend met ons. En daarom sê die skrif in Spreuke 4, dat ons harte met alle ywer moet bewaar, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Tussen al hierdie stemme is daar egter net een stem, wat werklik die mag het, om 'n mens se lewe vir ewig en vir altyd te verander. En dit is die stem van die lewende God. Wanneer God praat, broeder en suster, gee hy nie maar sommer net bloot vir ons inligting deur nie. Sy woord is nie maar net interessante kennis of goeie raad nie. Nee, sy woord is skepend. Sy woord is lewend. En sy woord is kragtig.
Toe hy in Genesis 1 gesê het, laat daar lig wees, het daar onmiddellik lig gekom. Toe hy die wêreld geskep het, het hy dit deur sy woord gedoen. Psalm 33 sê, want hy het gespreek, en dit was. Hy het gebied, en dit het ontstaan. Dieselfde sien ons dwars deur die hele Bybel. Toe Jesus by die graf van Lazarus gestaan het, het hy uitgeroep, Lazarus, kom uit. En hy het 'n dooie man lewendig uit die graf laat uitstap. Toe Jesus op die Damaskuspad met Saulus uit die hemel gepraat het, het 'n man wat die kerk vervolg het, in een oomblik verander en een van die grootste sendelinge vir Jesus Christus in die geskiedenis geword. Die krag was nie mense se krag nie, maar dit was in die stem van Christus. Ons teks neem ons terug na 'n baie donker tyd in Israel se geskiedenis, hier in 1 Samuel hoofstuk 3 wat ons gelees het. In daardie tyd was die geestelike toestand van die volk op 'n laagtepunt. Dit was eintlik half tragies. Eli se seuns het hulle priesterskap misbruik. Dit was 'n gruwel in die oë van die Here. Sonde het openlik floreer. Die volk het hulle rug op God gedraai. En daarom lees ons in vers 1, die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was nie algemeen nie. Dit beteken nie dat God opgehou het om te bestaan nie, of dat hy nie kon praat nie, maar dit beteken dat God sy openbaring aan sy kinders teruggehou het, as deel van sy oordeel oor sy volk, omdat hulle nie na hom wou luister nie. Wanneer mense, broeder en suster, doelbewus aanhou sondig, aanhou om God se woord te verwerp, is een van die grootste oordeele van God, wat oor hulle kan kom, dat God hulle aan hulle self oorlaat. Maar juis in daardie donker tyd, gebeur daar iets wonderbaarliks. God begin met hulle praat. God spreek weer. Hy roep 'n jong seun met die naam van Samuel. Daardie een ontmoeting sou nie net Samuel se hele lewe verander het nie, maar dit sou die hele geskiedenis van die volk Israel totaal en al verander. Vandag, broeder en suster, praat God nog steeds met ons. Nie deur nuwe openbarings of drome of profeseë wat by die skrif gevoeg word nie, maar deur sy voltooide en genoegsame woord, die Bybel. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om mense tot geloof te bring en hulle lewens te verander en hulle al meer aan Jesus Christus gelyk te maak. Die vraag vandag is daarom nie of God nog praat nie, maar die vraag vandag is, luister ons nog na hom? Nou, ons gaan vandag by 'n paar hoofpunte stilstaan uit hierdie teks. En die eerste punt waarby ons gaan stilstaan is die volgende. God se stem roep sondaars uit die geestelike duisternis. Die eerste waarheid wat ons in hierdie gedeelte van vandag ontdek, is dat God altyd van sy kant af die inisiatief neem. Samuel het nie vir God gaan soek nie. Inteendeel, ons lees hier in ons teks dat hy nog nie eers vir die Here geken het nie. Hy het nie 'n besondere geestelike ervaring probeer opwek van sy kant af nie. Inteendeel, hy het gelê en hy het gaan slaap daar in die tempel toe God met hom gepraat het. En dit herinner ons aan die groot waarheid van die evangelie. Die mens begin nooit van sy kant af redding soek nie. Dit begin altyd by God. Sedert die sondeval is die mens totaal en al geestelik dood.
Paulus sê in Efesiërs hoofstuk 2 dat ons dood was deur ons misdade en sondes. 'n Dooie mens, broeder en suster, kan homself nie lewendig maak nie. Net so kan 'n geestelike dooie mens homself ook nie tot God bekeer nie. Daarom moet God altyd eerste spreek. En hier sien ons die wonder van God se genade. God wag nie eers tot Samuel groter geword het, of volmaak geword het, of meer kennis van hom opgedoen het nie. Hy wag nie vir Samuel totdat hy op 'n geestelike volwasse stadium gekom het nie, maar God roep hom in sy genade. Vers 7 bevat 'n baie besondere opmerking in ons teks. Samuel het die Here nog nie geken nie, en die woord van die Here was nog nie aan hom geopenbaar nie. En dit beteken nie, broeder en suster, dat Samuel niks van God af geweet het nie. Hy het immers in die tempel groot geword. Sy ouers was diep gelowige mense. Hy het die offers gesien wat deur mense gebring word. Hy het Eli die priester se dienswerk gesien in die tempel. Hy het waarskynlik baie van die Ou Testamentiese geskiedenis geken. Maar daar is 'n groot verskil tussen kennis van God en 'n persoonlike ontmoeting met die lewende God. Dis moontlik om elke Sondag in die kerk te sit en tog die Here nie te ken nie. Dis moontlik om Bybelverse uit die kop uit te ken, Christelike boeke te lees en selfs in kerklike werk betrokke te wees, sonder dat Christus werklik jou hart kom verander het. Jesus waarsku self hiervoor in Matteus 7 wanneer hy sê dat daar mense sal wees wat selfs in sy naam sal profeteer en wonders sal doen, maar uiteindelik sal hy vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af. Ware geloof, broeder en suster, bestaan nie bloot net uit kennis nie. Ware geloof is die werk van die Heilige Gees, waardeur 'n sondaar sy vertroue op Jesus Christus alleen instel. In Romeine 10 vers 17 sê Paulus, die geloof dus is uit die gehoor en die gehoor uit die woord van Christus. En daarom is die prediking van die suiwer woord so belangrik en is dit eintlik die hart van die kerk. Die kerk bestaan nie in die eerste plek uit 'n klomp mense wat mekaar hier vermaak of mekaar emosioneel goed laat voel nie. Die kerk bestaan omdat Christus deur die verkondiging van sy woord sy skape voed, sy kinders roep. Jesus gebruik hierdie beeld in Johannes 10 wanneer hy sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. So geliefdes, werk Jesus Christus vandag nog in sy kerk. Hy roep mense deur die verkondiging van die woord. Want wanneer God se stem 'n mens roep, dan verander daardie mens se lewe vir altyd. Dit bly nie dieselfde nie. Die Here bring hom uit die duisternis na sy wonderbare lig. Hy maak van die sondaar 'n kind van God. Hy neem iemand wat geestelik dood was en gee aan hom 'n nuwe lewe in Christus wat deur die Heilige Gees bewerk is. Dit is die wonder van God se genadige roeping. Dan die tweede punt waarby ons vandag stil staan. God se stem openbaar ons sonde en lei ons na Jesus Christus. Nadat Samuel uiteindelik verstaan het dat dit die Here is wat hom geroep het, sê die priester Eli vir hom, gaan lê en as hy jou weer roep, dan moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt luister. Samuel doen presies dit. Toe die Here hom weer roep, het hy in nederigheid geantwoord, spreek Here,
want u knegt luister. Wat ontvallend is, geliefdes, wat ons nie moet miskyk nie, is dat die eerste boodskap wat God vir Samuel gee, nadat Samuel op die Here se roepstem geantwoord het, nie 'n boodskap van liefde was nie, nie 'n boodskap van genade of voorspoed nie, maar 'n boodskap van oordeel. God kondig aan dat die oordeel oor die priester Eli se huis onafwendbaar is, omdat Eli geweet het dat sy seuns in goddeloosheid lewe. En omdat hy hulle nie ernstig gaan aanspreek het oor hulle verkeerde lewenswandel nie. En hier sien ons 'n waarheid wat baie moderne mense vandag baie ongemaklik maak. Wanneer God praat, konfronteer hy ons altyd eerste met ons sonde. Ons leef in 'n tyd waarin mense nie wil hoor van sonde nie. Mense soek graag 'n God wat net vol liefde is, maar hulle wil nie hoor van sy heiligheid nie. Baie wil 'n God hê wat altyd goedkeur, altyd bevestig en nooit oordeel nie. Maar dit, broeder en suster, is nie die God van die Bybel nie. Die God van die skrif is oneindig liefdevol, maar hy is ook volkome heilig. En sy heiligheid beteken dat hy in volkome afgesonderheid is, en hy wil nie deel wees van die sonde nie. Hy kan nie onreg ignoreer nie, en hy kan nie sonde maar net bloot verskoon nie. Jesaja het dit eerstehands ervaar. En toe hy die Here sien op 'n hoë en verhewe troon sien sit, kon hy nie anders as om voor die groot lewende God neer te val en hom voor die Here neer te buig nie. En hy roep uit, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe. Hoekom het hy so opgetree? Omdat die lig van God se heiligheid die donkerheid van sy eie hart ontbloot het. En dit is presies wat God se woord nog vandag doen, broeder en suster. Die skrywer van die Hebreërs sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. En dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Wanneer die woord van God getrou verkondig word, doen dit iets wat geen mens kan doen nie. Dit sny deur die verskonings. Dit ontmasker ons hoogmoed. Dit openbaar ons eie selfsug. Dit wys vir ons dat ons sonde baie dieper lê. En broeder en suster, dit verander ons harte. Jesus self leer in Markus 7 'n kosbare waarheid. Hy sê dat moord, egbreek, hebsug, trots en alle ander sondes uit die hart van die mens voorkom. Die probleem is dus nie net wat ons doen nie, die probleem is wat ons van nature is. En dit is ook wat die profeet Jeremia sê. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Jeremia 17 vers 9. Hiermee bots die evangelie van Jesus radikaal met die evangelie van die wêreld. Die wêreld wil kom en sê, jy is goed, alles wat jy doen is reg, daar is nie iets so sonde nie. Jy moet net in jouself glo, verbeter jouself. Maar God sê, jy het 'n nuwe hart nodig. En dit bring ons by die hart van die evangelie. God openbaar nooit ons sonde, omdat hy daarin 'n behaag het om mense te veroordeel. Nee. God sit nie net daar in die hemel om te kyk, waar maak jy droog, sodat hy jou kan straf nie. Dis nie wie God is nie. Hy openbaar ons sonde,
juis om ons na Jesus toe te lei, want hy het 'n oplossing vir die sonde. Dink aan Johannes die Doper. Toe hy die eerste keer vir Jesus sien aankom daar in die skare langs die Jordaanrivier, het hy vir almal uitgeroep, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Die hele Ou Testament, broeder en suster, se boodskappe wys vooruit na die Nuwe Testament, na Jesus. Elke offerdier wat in die Ou Testament op die altaar gesterf het, was 'n skaduwee van dit wat Jesus sou doen aan die kruis. Elke keer wanneer bloed gevloei het dit vooruitgewys na die dag van die Seun van God se eie bloed aan die kruis. Aan die kruis ontmoet ons God se geregtigheid en sy liefde vir ons. God ignoreer nie ons sonde nie. Hy het ons sonde klaar gestraf aan die kruis. Hy straf dit aan sy eie Seun. Jesaja 53 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, en ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Elke keer, wanneer die woord van God verkondig word, gebeur daar twee dinge, en ek en jy moet dit nie miskyk nie. In die eerste plek, breek dit ons trots af. Dit wys vir ons dat ons onsself nie kan red nie. En dan in die tweede plek, rig dit ons oë na Jesus Christus, om te kan weet, hy is ons enigste verlosser, hy wil jou red, en hy het juis gekom vir sondaars. En dit is presies wat ook met die disipel Petrus gebeur het. Nadat Jesus die wonderbare visvangs bewerk het, val Petrus voor hom neer en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Hy besef wie Jesus was. Maar Jesus antwoord hom nie, ja Petrus, jy is te sondig vir my nie. Inteendeel sê Jesus vir hom, moenie vrees nie. En daarna roep hy Petrus om hom te volg. Dit is wie Jesus is. Dit is die evangelie. Die Here wys vir ons sonde, sodat ons kan ophou om op onsself te vertrou. En daarna wys hy ons vir Jesus, sodat ons met ons hele wese op hom kan vertrou. Die groot kerkhervormer Martin Luther het eenmaal gesê, dat die Christen sy hele lewe lank twee dinge moet onthou. Hoe groot sy sonde is, en hoe oneindig groter Christus se genade is. Wanneer God se stem jou lewe verander, broeder en suster, laat hy jou nie in jou eie skuld bly lê nie. Hy bring jou na Golgotha. Hy bring jou na die leë graf. Hy bring jou na die opgestane Here Jesus Christus, wat vandag leef en vir elkeen wat in hom glo, volle vergifnis, volle geregtigheid en die ewige lewe uit genade skenk. Want wanneer God se stem werklike mense lewe verander, lei dit hom altyd na dieselfde plek toe, naamlik die voet van die kruis, waar eie verdienstelikheid sterf en waar Christus alleen die eer ontvang. Dan die derde punt waarby ons vandag stil staan, en dit is ons laaste punt. God se stem stuur ons om vir Christus te lewe. Broeder en suster, wanneer God 'n mens roep, eindig sy werk nie daar nie. Sy werk eindig nie by ons bekering nie. Die Here red ons nie bloot om eendag maar net hemel toe te gaan nie. Hy red ons sodat ons vandag vir hom kan lewe. Sodat ons vandag reeds aan hom kan behoort en elke dag vir hom kan lewe. Nadat Samuel die Here se stem gehoor het, lees ons nie dat hy eenvoudig teruggegaan het na sy ou lewe nie. Inteendeel,
Hierdie ontmoeting met die lewende God het die rigting van sy totale lewe verander. Van daardie dag af sou Samuel as profeet die Here dien. Hy sou God se woord verkondig, selfs al was dit hoe moeilik. Hy sou leer dat gehoorsaamheid aan God belangriker is as die goedkeuring van mense. En dit is altyd die vrug van die ware geloof. Wanneer God se stem 'n mens verander, dan verander hy nie net jou bestemming nie, hy verander ook jou lewe. En ons moet dit duidelik verstaan. Ons word nie gered omdat ons goeie werke doen nie. Uit genade word ons gered, deur die geloof alleen, in Christus alleen word ons gered. Maar die Bybel leer ook dat ware geloof bring altyd vrug in jou lewe na vore. Jakobus skryf vir ons baie duidelik in sy brief, so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. En die Here Jesus gebruik dieselfde beeld in Johannes 15 as hy sê, ek is die wynstok en julle die lote. 'n Loot wat werklik in die wynstok verbind is, dra vrug. As daar geen vrug is nie, wys dit dat daar geen ware verbintenis met die wynstok is nie. En dit is belangrik, dat ons hierdie reg moet verstaan. Ons dra nie vrug om aan Christus verbind te wees nie. Ons dra vrug omdat ons reeds aan Christus verbind is. Dink aan Saulus van Tarsus. Toe Christus hom daar op die Damaskuspad ontmoet het, het sy hele lewe verander. Die man wat vroeër Christene vervolg het, laat toesluit het nou self die evangelie begin verkondig. Sy waardes het verander. Sy prioriteite het verander. Sy doelwitte het verander. Hy kon later skryf, vir my is die lewe Christus. Dit is wat gebeur, geliefdes, wanneer die Heilige Gees in 'n mens se lewe begin werk. Hy gee nie net nuwe kennis nie, hy gee 'n nuwe hart. Hy gee nie net aan ons die vermoë om gehoorsaam te wees nie, hy verander ons menslike wil. Waar ons vroeër sonde lief gehad het, haat ons nou alle forme van sonde. Waar ons vroeër ons eie eer gesoek het, soek ons nou die eer van Christus alleen. Die Heilige Gees oortuig ons, bring ons tot bekering en rig ons oë na Jesus toe. Dit is die doel van die Christelike lewe. Dis nie bloot maar net om gelukkig te wees nie, bloot maar net om suksesvol te wees nie, maar om al meer soos Jesus te wees. Daarom vra ons onsself vandag, watter vrug dra my lewe? As jy vandag sê, jy glo in Jesus, is die vraag, watter vrug dra my lewe? Kan mense in my lewe sien, dat Jesus my lewe verander het? Word my woorde gekenmerk deur waarheid en liefde? Word my optrede gekenmerk deur nederigheid? Is ek bereid om ander te vergewe, soos wat Jesus my vergewe het? Gebruik ek my gawes tot eer van God, of leef ek maar net nog hoofsaaklik vir myself? Dit is ernstige vrae. Maar dit is vrae, broeder en suster, wat elke gelowige gereeld vir homself moet afvra. Nie omdat ons in onsekerheid moet leef nie, maar omdat ons 'n begeerte het in ons harte, dat Christus meer sigbaar sal word in ons hele lewe. Die mooiste voorbeeld hiervan is ons Here Jesus Christus self. Hy het voortdurend na die stem van sy hemelse Vader geluister. Hy het gesê, ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Selfs daar in die tuin van Getsemane
Kort voordat hy gekruisig sou word op Golgotha, het hy gebid: Vader, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Daar sien ons die volmaakte gehoorsaamheid wat ons nooit self kon leef nie. En nou roep Jesus ons om hom te volg. Om na God se stem te luister beteken dus nie bloot om mooi preke aan te hoor nie. Dit beteken om elke dag as 'n disipel vir Jesus te lewe. Dit beteken dat ons huwelike volgens God se woord sal inrig. Dit beteken dat ons kinders sal grootmaak volgens die Here se woord. Dit beteken dat ons eerlik werk, selfs wanneer niemand na ons kyk nie. Dit beteken dat ons vyande sal lief hê. Dit beteken dat ons bereid is om vir die waarheid op te staan, selfs wanneer die wêreld ons verwerp. Want wanneer God se stem jou lewe verander, broeder en suster, word Christus nie net jou verlosser nie, hy word ook jou Here. En waar Christus Here is, word elke terrein van die lewe aan hom onderwerp. Daarom behoort elke gelowige se daaglikse gebed dieselfde te wees as die van Samuel. Spreek, Here, want U diensknegt luister. Geliefdes, wanneer ons terugkyk oor hierdie gedeelte, sien ons dat die middelpunt van ons teksgedeelte nie Samuel is nie. Die held van hierdie geskiedenis is God self. Dit is God wat spreek. Dit is God wat roep. Dit is God wat sy diensknegt voorberei. Dit is God wat nie toelaat dat sy volk in hulle sonde voortleef nie. En dit is vandag nog so. Ons dien 'n God wat nie stil bly nie. Nadat hy deur die eeue, deur die profete gespreek het, het hy uiteindelik op die volmaakte wyse met ons kom praat deur sy seun. Die skrywer van Hebreërs begin sy brief met hierdie wonderlike woorde: nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Jesus Christus is die volmaakte openbaring van God. As jy wil weet hoe God is, kyk na Jesus. As jy wil weet hoe groot God se liefde is, kyk na Jesus wat aan die kruis hang. As jy wil weet hoe ernstig God sonde opneem, kyk na Golgotha. As jy wil weet hoe groot sy genade is, kyk na die leë graf waar Christus die dood oorwin het. En daarom is die grootste vraag vandag in hierdie moderne tyd nie, het Samuel God se stem gehoor nie, maar die grootste vraag vandag is, hoor jy die stem van Jesus Christus? Want Christus spreek nog vandag met ons deur sy woord. Die Here sê in Psalm 95, wat ook vir ons in Hebreërs 3 aangehaal word: vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Jy het miskien al dalk baie preke in jou lewe gehoor. Miskien ken jy die Bybel baie goed. Miskien dien jy die Here in sy kerk dalk al vir baie jare. Maar die vraag vandag aan jou, broeder en suster, is: ken jy vir Jesus Christus? Nie net as 'n historiese persoon nie, maar as 'n verlosser en jou Here. As die Heilige Gees vandag jou sonde aan jou openbaar, moenie wegvlug nie. Hardloop daarmee na die kruis. Daar is vergifnis. Daar is redding.
Daar is genade. Daar is 'n verlosser wat beloof, hy wat na my toe kom sal ek nooit uitwerp nie. Johannes 6 vers 37. Maar hierdie gedeelte spreek ook elke gelowige vandag aan. Miskien het jy die Here al vir baie jare terug al leer ken, maar daar het 'n traagheid gekom in die uitleef van jou geloof. Jy lees dalk nog jou Bybel, maar so sonder verwagting. Jy bid dalk nog, maar so sonder vuur. Jy kom nog kerk toe, maar dit voel of jou hart ver van die Here af is. Dan hoor jy vandag weer die stem van jou goeie herder wat jou terugroep. Hy nooi jou nie om jou te veroordeel nie, maar hy kom met groot genade. Soos die opgestane Christus vir Petrus na sy verloning herstel het, wil hy jou ook om herstel vandag. Onthou, die Here verander mense nie net op die dag van hulle bekering nie. Hy verander hulle hele lewe lank. Elke keer wanneer ons die Bybel oopmaak, elke keer wanneer die evangelie verkondig word, is die Heilige Gees besig om in jou lewe die beeld van Christus te herstel en jou gelykvormig te maak aan Jesus. Die bekende kerkvader Johannes Calvin het gesê dat die woord die scepter is waardeur Christus sy kerk regeer. Waar die woord getrou en suiwer verkondig word, daar is Christus self besig om sy kudde te lei. Wat gaan ek en jy doen vandag met die stem van God? Gaan ons dit ignoreer? Gaan ek my hart verhard? Of gaan ek so Samuel in nederigheid antwoord? Spreek, Here, want u diensknegt luister. Mag dit die gebed van elke pa en ma wees. Mag dit die gebed van elke jong mens en kind vandag wees. Mag dit die gebed van elke ouderling en diaken wees. Mag dit die gebed van die hele gemeente wees. En mag die Here deur sy Heilige Gees gee, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders daarvan, sodat Christus alleen verheerlik sal word, elke dag in ons lewe. Aan hom alleen kom toe, al die lof, en die eer, en die aanbidding, nou, en tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Hoe kan ons anders as om vandag alle lof en dank en eer aan U te bring, na 'n boodskap soos hierdie? Dankie Here dat U in U groot genade 'n nuwe begin met ons wil kom maak. U roep alle sondaars om na U toe te kom en ons sonde voor U te bely. Dankie vir Jesus wat die hoogste prys betaal het, sodat ons vergifnis kan ontvang en vrygespreek kan word. Dankie dat hy ons regverdig kom verklaar het in U oë. Help ons Here om dankbaar vir U te lewe en dat ons lewens sal vrug dra vir U tot eer. Sonder U kan ons nie, Here. En daarom vra ons vir U leiding deur U woord en deur die Heilige Gees. Seën vir ons die komende week en alles wat mag gebeur. En laat ons vrug dra en U naam groot maak en Jesus in die oog hou elke dag van ons aardse bestaan. Seën ons gemeente, oud en jonk. Seën ook U kerk dwars oor ons hele land en oor die wêreld heen. Laat ons die lig van Jesus uitdra en laat ons ons geloof uitleef tot die eer van U naam. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie,
maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen.